Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Ons reis hierdie week saam met Jakob. Ons reis met dankbaarheid. Ons reis met 'n diep begeerte in ons dat die Here 'n lewe van dankbaarheid in ons harte sal kom kweek. Dat dankie nie net 'n woord is nie, maar dat dit 'n lewe is saam met hom. Ons lees saam die skrifgedeelte. Die Here sê vir Jakob: "En kyk, ek is met jou. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou nie verlaat nie." Genesis vertel dat God vir Jakob in sy kwesbaarste uur 3 beloftes gee. Ek is met jou. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou nie verlaat nie. Nou as 'n mens uit 'n psigospirituele lens moet kyk, dan sien jy dit raak. Hierdie is die 3 plekke waar die mens se diepste vrese lê. Die vrees vir alleenheid, nee, ek is met jou. Die vrees vir onsekerheid, nee, ek sal jou bewaar. Die vrees vir verwerping, ek sal jou nie verlaat nie. Die Here spreek nie Jakob se omstandighede eerste aan nie, hy spreek sy binneste heel eerste aan. Dit is die grond van dankbaarheid. Nie dat die lewe voorspelbaar is en alles buite ons regloop nie, maar dat die Here intiem diep betrokke is, ook in ons innerlike wêreld en landskap. Mense wil dikwels in lyding iets spesifiek weet. Hoekom? Hoekom? Maar die Bybel gee baie selde 'n hoekom. Wat God wel gee is 'n wie. Hy gee homself, net soos in Genesis 28. Die Here verduidelik nie vir Jakob hoekom hy deur hierdie pad moet gaan en hoekom al hierdie ding met hom gebeur nie. Nee, hy gee vir hom 'n nuwe raamwerk. Jy's nie alleen nie. Ek dra jou deur. Die mens se diepste vrees is nie die dood nie, maar om alleen te wees. En Jakob het letterlik hierdie ervaring. Die laaste persoon wat hom werklik liefgehad het, was sy ma. Sy's weg, sy's nie meer by hom nie. Die broer wat sy maat moet wees, soek sy bloed. En hier slaap hy nou alleen, maar hy hoor, ek is met jou. Dankbaarheid is die oefening om die Here se belofte te onthou. Die volwasse geloofsreis is meestal nie die ervaring van wonderwerke nie, maar die gedissiplineerde praktyk van onthou. Onthou, dit is die Here se grootste klagte in die hele skrif, is dat sy mense, sy volk, die Israeliete, vergeet. Hulle onthou nie wat hy vir hulle doen nie, en wat hy hulle beloof nie. Dallas Willard noem dit the discipline of awareness. Die oefening om my gedagtes te anker in God se teenwoordigheid, al voel dit nie so nie, in sy beloftes, al lyk dit nie nou vir my so nie. En neem hierdie 3 beloftes stadig in en onthou wat God vir Jakob daar sê en wat hy vir ons sê. En Jesus het dit keer op keer weer bevestig. Ek is met jou. Nie net wanneer jy sterk is nie. Nie net wanneer jou geloof goed gaan nie of jou geloof sterk is nie, maar altyd. Ek sal jou bewaar. Nie as belofte dat niks gaan jou seermaak of niks gaan met jou gebeur of oor jou pad kom wat nie moeilik is nie. Nee, maar dat niks jou finaliteit sal bepaal nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Nie vir 'n oomblik nie. Nie vir 'n asemteug nie. Jesus sê ek sal met julle wees tot die einde van dae. My gees sal met julle wees. Ek sal julle nie verlaat nie. Dalk vanoggend wil jy in jou eenkant kom tyd, jou hand op jou bors sit en neem 'n paar diep asems in. En dalk is daar een van hierdie beloftes of frases wat jy saggies net wil bevestig. U is met my. U bewaar my. U verlaat my nie. En
Soos jy hierdie woorde of een van hierdie beloftes saggies sê, watter een van hierdie 3 frases raak jou hart die meeste aan? Wanneer jy bewus raak van watter een jou aandag trek of met jou hart praat, met jou binnewêreld praat, vat daardie frase en skryf dit neer. En deur die loop van vandag, soos wat jy onthou, bid hierdie woord. Dra dit saam jou deur die dag. U is met my. U bewaar my. U verlaat my nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat die beloftes vas staan. Dankie dat niks, maar niks ons kan skei van U of U liefde of U beloftes vir ons nie. Niks kan ons skei van U teenwoordigheid nie. Jesus, dankie vir U Heilige Gees, dat hy op 'n nuwe manier altyd met ons teenwoordig is. Herinner ons vandag, help ons om te onthou dat U met ons is. Help ons om te onthou om hierdie woorde te bid. Help ons om nie te vergeet alles wat U vir ons doen, wat U vir ons sê, wat U ons na toe nooi en wat U ons beloof nie. In die naam van Jesus Christus. Amen.